Vandag is van die disippels, Jesus se disippels, hulle was mos nou sy vriende, nê? En toe eendag, toe stap hulle so op die pad agter Jesus aan, nou op pad toe begin hulle met mekaar stry. Toe sê hulle, ek is belangrikste in God se koninkryk. En toe sê 'n ander een, miskien Johannes, toe sê hy, ek is belangriker. Jesus het my eerste geroep voor enige van julle. Wanneer het jy nou weer na Jesus gekom? Ja, ek het gedink seker na my. So ek is belangriker as jy. En toe dink ek Petrus het seker iets gesê, of miskien Andreas iets gesê soos, ek het 'n blinde man gesond gemaak. Hoeveel blindes het jy gesond gemaak? Ja, seker net 2. En so stry hulle met mekaar, amper soos as jy hulle beklei oor speelgoed, of as wie die 3 gedruk, en wie se rugby span is die beste, ag, en hulle stry en beklei. Nou kan ek dit sien Petrus en sê, wie was saam met Jesus op die berg? Toe sien ons mos sy gesig skyn soos die son. Net ek en Johannes en Jakobus, waar was julle? Julle was nie daar nie. En terwyl hulle so stry, vra Jesus, waaroor het julle gepraat op die pad, toe hulle nou in die huis inkom? Toe gaan almal so stil, hulle wil nie sê nie, want hulle het met mekaar mos gestry oor wie die belangrikste is. En toe sê Jesus, ag, bring gou daai babietjie vir my asseblief. En toe bring hulle die kleintjie na Jesus, klein. En toe tel Jesus die kind op. Die kind kon al staan self, maar hy is nog baie klein. Jesus tel hom so op in sy arms, en hy hou hom hier so vas. En hy sê, as julle nie word soos kindertjies nie, sal julle nooit in die hemel kan ingaan nie. Julle kan nie in my koninkryk kom nie. Want kindertjies, wat moet jy doen vir 'n kind, vir 'n babietjie? Moet jy vir hom kos gee of kan hy vir homself kos gee? Jy moet vir hom kos gee. Wat moet jy nog doen vir 'n baba? Skus? Melk gee, wat nog? Jy moet hom was. Ja. Voer. Jy moet hom aantrek. Jy moet hom optel as hy bietjie moeg geloop is. En klein babietjies kan nie eers self loop nie. Jy moet alles doen vir 'n baba. So die baba kyk na jou en sê, help! En Jesus het gesê, dit is hoe ons moet wees. Ons moenie dink ons is so spesiaal en belangrik nie. Ons moet weet, ons kan niks doen sonder Jesus nie. Ons het hom nodig vir alles, en ons kan nie in die hemel ingaan sonder Jesus nie. En toe sê Jesus, dit is hoe God se kinders is. As ons kinders van die Here is, dan is ons soos klein babietjies. En toe sê hy, in hierdie wêreld gaan daar partykeer goed na jou toe kom en wil sê, kom doen verkeerd, kom beklei hieroor, kom steel dit, kom vertel hierdie lelike grappie, of kyk hierdie lelike dinge, of luister na hierdie as iemand skinder, of jok oor dit, moenie die waarheid praat nie, anders gaan jy in die moeilikheid kom. So gaan baie versoekings kom, en Jesus het gesê, ons moenie sy kinders lei om verkeerd te doen nie. Ons moenie vir hulle sê hulle moet verkeerd doen nie. Anders is dit beter as jy in die see verdrink met 'n groot klip om jou nek. En toe vertel Jesus 'n storie van 'n man wat 100 skape gehad het. En hy het hierdie 100 skape opgepas, en eendag toe loop een van die skape weg. En daai aand, toe al die skape in die kraal inkom, toe tel die herder, die skape kom so in, almal hardloop in so gelyk, en daai herder, daai skaapwagters kan baie vinnig tel. En hulle tel so 2, 4, 8, 12, 15, 20, 23, 26, en hy tel soos die skape so vinnig inkom. En toe gaan hy 96, 97, 98, 99, en toe is nommer 100 nie daar nie. Toe is een van sy skape weg. Toe kan hy nie slaap nie. Toe dink hy, daai skaap, die wolwe sal hom vang, miskien sal jakkalse hom doodbyt, of 'n leeu of 'n beer, en toe dink hy moet daai skaap gaan kry. Hy sit al die skape in die kraal, en hy gaan soek daai skaap, en hy soek, en hy fluit net soos herders fluit. Nou ek kan nie hard fluit nie, Timothy kan hard fluit. Kan jy fluit? OK. So, hy fluit, en hy soek daai skaap. Kry nie die skaap nie. En uiteindelik ver weg, toe hy nou dink, skaap is seker maar gevang deur jakkalse. En toe hoor hy so ver weg, sê, mee. Dink hy, dis my skaap. En hy luister weer, en hy hoor, mee.
En toe stap hy nader. En toe fluit hy en hy fluit en die skaap bler al hoe harder soos hy nader kom. En toe sien hy die skaap het so afgegaan, waar die klippe so styl afgaan. En die herder het so staf, maar hy het so haak op. En toe gaan hy so af, en hy haak hy skaap so om die middel. En hy trek die skaap nader, en toe tel hy die skaap. En hy was so bly, die skaap op sy skouers getel. En hy het huis toe gegaan, hy was so bly, het weer die skaap gekry. En toe sê Jesus, dit is hoe God se kinders is. So ons is soos babiekies, maar ons is ook soos skape. Kan 'n skaap net self sy pad terugkry huis toe? Hy het nie 'n GPS nie. Maar duwe het, party duwe vra vir oom Kiep en tannie Ansie. Hulle het sulke duwe en oom Joshua en tannie Alta, hulle duwe, en jy kan hulle ver van die huis af laai, hulle weet hoe om huis toe te kom. Maar skape kan nie dit doen nie. En Jesus sê, ons is soos skape. Ons kan nooit ons pad na God toe vind nie, want ons verdwaal in hierdie wêreld en ons doen verkeerde goed en ons weet nie hoe moet ons dit nou regmaak. En dan kom haal hy ons. En toe vertel Jesus hierdie storie en hy sê nou in hierdie kerk vandag is baie van God se kinders is hier, maar as ons verkeerd doen, dan moet ons nie sê, ag, loop maar weg soos 'n skaap, ons gee nie om nie. Nee, ons moet gaan. En dan moet ons daai mense gaan haal en sê, haai, iets is nie reg nie. As hulle verkeerd doen, dan moet ons met hulle praat daaroor en hulle help. En partykeer help dit nie, dan moet meer mense met hulle praat. En partykeer moet die hele kerk met hulle praat. So almal gaan sê, skapie, kom terug, skapie, kom terug. En so moet ons met God se kinders praat. En dan is daar groot blydskap as hulle terugkom. En ek dink vir jou en vir jou en vir jou wil ons baie graag hê julle 3 moet ook soos 'n skaap wees wat sê Jesus help. En dan sal hy julle antwoord en hy sê jou kom haal. Jy sê maar ek weet nie eens hoe kom ek na Jesus toe. Sê net help. En hy sal jou kom haal. OK, dankie, julle kan weer sit.